Tim gaan vir ons vanoggend die nagmaal bedien, maar hy gaan sommer ook die woord deel saam met dit. So ons sê baie dankie Tim. Vader, dankie vir Tim. Dankie vir sy hart. Dankie wie hy is vanoggend in Christus. En ek bid Here dat elke woord wat Tim net vanoggend met ons deel, dat dit woorde vanuit die Vaderhart sal wees. En ek bid ook vanoggend Here dat wanneer ons by die tafel sit vanoggend, dat dit volgende besondere belewenis net sal wees. Dankie weer eens, dat ons so saam kan wees. En ek bid Here dat terwyl Tim ons bedien, dat U hom sal bedien ook vanoggend. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Dankie Tim. Dankie. Kan julle my hoor? Goeiemôre, boeties en sissies. Net my goed hier aan mekaar kry. Dani, sal jy sommer net die skrif wat ons gaan doen opsit op die skerm? Nou, ons gaan een keer deur dit lees en julle sal 'n tema begin optel tussen die verse wat ek gekies het of wat die Here vir my gegee het. En dan sal ek verder my net daarop uitbrei. OK, Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom die hagskeen byt. Nou, waarna ek wil verwys, hier is die liefde van ons Vader, maar ek sê net nou terugkom daarna toe. Kom ons lees die volgende vers. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood. Dit is die duiwel. Volgende vers. Maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. En dan is hier in Openbaring geskryf, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Voor ek verder gaan, ek het die afgelope 2 dae lekker siek gewees. Wayne weet hoe voel dit. Ek dink hy het vir my die kiem gegee. My maag was verskriklik. En gisterand gaan ek kamer toe en ek bewe, ek het koue koors en ek het pyn en en vrou sê, kan ek vir iets doen? Ek sê nee, bid net vir my. Ek wil net in daai warm bed kom. En toe dink ek aan wat Jesus deurgemaak het. Net 'n gedeelte daarvan. As jy dink aan wat hulle vir jou leer in noodhulp, as jy in skok gaan, moet jy die eerste ding wat jy moet doen is daai persoon warm hou, dat hy nie doodgaan van skok nie. Nou Petrus het by die vuur gestaan en gekyk word Jesus gemartel en gevortel, gemartel en geseer gemaak. En hy het daar gestaan by die vuur want dit is winter. So nou is Jesus daar, hulle het hom geslaan, het sy baard uitgeruk, hulle het klomp bloed verloor al, plasma in sy liggaam gaan in skok in, maar wat doen hulle? Hou hom nie warm nie, hulle trek sy klere uit. En later trek hulle weer sy klere van hom aan, en deur die hele nag is hy so, teen die einde van daai nag dink ek, as Jesus wou gaan sterf het, sou hy kon. Maar hy het vasgehou, hy het vasgebyt. Dis hoekom toe hulle vir hom sê om sy kruis te dra, hy was al so verswak. Hy kon nie eens dit doen nie. So, en hy het deurgedruk, hy wil nie doodgaan nie, hy wil op die kruis kom. Want dit is hoe hy verheerlik was. Deurdat hy opgetel is teen die kruis.
dit het gelyk of hy daar verloor het. Maar was teenoorgestelde van wat ons dink. Hy is opgehef en die man wat hom veroordeel het, Pilatus, of wat hom nie veroordeel het nie, wat hom oorgegee het in die skare, het geskryf boaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Hy kon nie help nie, hy moes skryf wat die waarheid is. Kom ons gaan terug na die eerste vers toe weer. Ja, Genesis, ja. Nou, julle weet waar die stukkie is dat Adam en Eva, hy het klaar gesondig, en die Here het vir hulle gesê wat die gevolge daarvan is. Maar kyk nou die liefde van die Vader. Die eerste wat hy doen, nadat die mense gesondig het, is om net te sê, ja, julle is, dit gaan nie werk nie. Het hy gesê, hierso is wat ek vir julle gaan doen. Die saad van Eva, dit was op die eind Jesus. Hy het die slang se kop vermorsel. En hy het dit gedoen deur die dood te oorwin. Maar die Satan het hom in die hagskeen gebyt. So hy het die prys betaal vir die sonde wat Adam en Eva gedoen het. Die volgende ene. So in Hebreërs wys dit toe nou, wat was die gevolge daarvan? Hoe het hy oorwin? Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood. Dit is die duiwel. En weet, ons praat daar ook, as jy verder lees, van die vrees vir die dood. Die Here het tot die vrees vir die dood oorwin. Nou sal ons vra, hoe het Jesus oorwin? Hy het opgestaan, né? As ons dink aan waar die Here gesê het, hy het gesê, julle sal bedroef wees, julle sal rou bedryf, en die wêreld sal bly wees. Maar julle droefheid sal in vreugde verander. Nee. Hoe lank het die disippels rou bedryf? Wie kan vir my sê? Net 3 dae, toe verander dit in vreugde. 'n Goeie bewys dat Jesus opgestaan het uit die dode. Anders het ons vandag nog getreur oor sy dood. So kom ons vandag nie 'n begrafnis hou nie. Wat ons hier kyk na is die voorbeeld wat die Here vir ons gegee het van hoe om te oorwin. En waar het Jesus oor die dood oorwin? Op wat 'n tydstip? Toe hy dood is, was hy regtig dood. Hy kon niks doen nie. Hy het nie gedink, wel ek sal maar 3 dae dood wees en dan gaan ek weer opstaan nie. Hy kon nie, hy was dood. Sy oorwinning het gekom toe hy oorgegee het aan die wil van die Vader. En die Vader vertrou het om hom weer op te rig. En die Here gee vir ons daai voorbeeld vir ons eie lewens ook. Die Here sê, as die saad nie in die grond val nie, dan bly dit alleen. Maar as dit in die grond val en sterf, dan bring dit lewe voort. En die saad, dit het 'n koringkorrel gebruik daar, as 'n voorbeeld, né? Want die koringkorrel bring nog koringkorrels voort. Dis die vrug van 'n koringkorrel. So, Jesus was toe die eerste van baie, om te sê, ek is die eerste koringkorrel wat geplant gaan in die grond gaan val, en ek sal dan leef, en ek sal baie saad voortbring. En ons is vandag hierso, deur die Gees van die Here, die saad, wat kom van daai saad af. Nou, as jy kyk na die verse en jy dink, dit klink baie, dit klink moeilik, en dit is, jy praat oor, jy moet sterf, jy moet allerlei, ek wil net by dit sê, onthou die Here het gesê, my las is lig, en my juk is sag. Jy hoef nie fisies weer 'n offer te gemaak nie, want jy kan nie. Jesus het die totale offer gemaak. Maar wat hy vir jou gesê het, gewys het, is die voorbeeld. Nou, ons kan 'n voorbeeld gebruik van Petrus.
van wanneer het Petrus tot bekering gekom het. Want onthou, Jesus het vir Petrus gesê, wanneer jy tot bekering gekom het, lei my skape. So Jesus het geweet, Petrus het bely, Jesus Christus is die Seun van God. Maar hy het nog steeds nie tot bekering gekom nie. Die keer toe Petrus was baie sterk aan homself, want toe hy daar voor die diensmeisie knak, en hy word sommer kwaad, en sê, ek ken hom nie, en die haan kraai, toe val sy koringssaad in die grond, sodat hy kan wedergebore word. Daai selfe Petrus, wat so bang was vir die diensmeisie, na Jesus opgevaar het na die hemel toe, as een wat voor die skare gestaan het en gesê, hierdie Jesus wat julle vermoor het. So hy was nie meer bang om dit te herken nie. En toe volg hy sommer Jesus se voorbeeld. Silwer en goud het ons nie, maar dit wat ons het, gee ek jou, staan op en loop. Maar hy moes eers die saad in die grond laat val. Nou, ek glo in praktiese voorbeelde, en ek maak dit persoonlik, sodat mense daarmee kan identifiseer, want wat ek wil hê, wat net kom van die woord, is dat ons daai pad self kan volg, om te sê, Here, ek bely U naam, maar dra ek vrug. En dis 'n erge ding wat ek gaan lees hierso, maar dis die waarheid. Ek dink ons braai partytjie die woord en ons dink, as ek nie vrug dra nie, dan kom die Vader en hy is die tuinier, ek is 'n loot wat uit Jesus uitgroei, en as ek nie vrug dra nie, dan kom hy, snoei maar so 'n bietjie aan, kom kyk hy volgende jaar of jy nou gaan vrugte dra. Maar dis nie wat hy sê nie. Hy sê, ek gaan dit vir jou lees in Johannes 15 vers 1. Okay, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Nou daai lote wat afgeknip is, sê hy later word eenkant gesit, dat dit kan verdroog, en later word dit in die vuur gegooi. So ons kan sien hieruit, dat om vrug te dra, is nie sommer net, dis 'n mooi ding nie. Jy dra vrug as die saad in die grond geval het. Nou vra ek ons, wanneer het jou saad in die grond geval? Jy bely Jesus Christus, ek bely Jesus Christus. Maar is my saad in die grond? Nou, ek het vir baie jare stil gebly, en nie gepraat nie, want in 1988 was ek by Hatfield Christian Church gewees, en ek het 'n vreeslike skouerspasma gehad vir maande, en 'n vrou kom bid vir my, en sy kyk my so, sy sê, die Here sê, dit wat in my gedagtes is, wat die Here vir my gegee het, moet afkom na my hart toe. En ek geweet, sy praat die waarheid, want ek het al die boekkennis gehad. Ek het seker gemaak, dat ek ken hierdie woord, nee, van voor tot agter. As jy vir my 'n lettertjie of 'n dingetjie insit, wat nie daar is, die gaan ek vir jou sê, hey, lees weer. Okay. Dit was dood. Die letter maak dood. Jare later is ek in 'n selgroep, Dionysietjie, ons was saam in 'n selgroep gewees. Klomp manne, en ons het elke keer net deel van die woord, en so, een van die boeties, sê met 'n vriendelike ding, maar hy vat my raak. Want hy praat van elkeen wat hy bring na die selgroep toe. Hy sê, ja, en Tim moet ook net altyd ietsie slim sê. Jo, ek nou moet ek my mond toemaak. Want wat beteken dit? Ek het nog nie daar gekom waar ek uit my hart uit praat nie, ek praat uit die dooie letter uit. Nou, so 9 maande terug, sit ek een aand, ek sit so voor die woord, ek sê, Here, ek kan nie lieg nie.
Ek het nou al hierdie stukke al so gelees, nou, dit is nou vir my dood. Ons sal dit vir my lewe gemaak. En jy weet, dit gebeur by 'n eenvoudige gebed. Die Here sê, sy las is lig en sy juk is sag. Nou vra ons, Here, hoe gaan ek my saad kry, laat dit in die grond val? Hy het vir ons 'n gebed gegee, en ons het al baie dit gebid. En die Here beantwoord daai gebed, sonder dat ons dit agterkom. En hoe het hy ons geleer? Onse Vader, nie my Vader nie, onse Vader, want waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is ek in hulle midde. Dis hoekom ons mekaar so nodig het, om saam te bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, en laat u wil geskied. Wat is die grootste geskenk wat die Here vir jou gegee het, toe jou lewe gegee het? Hy het vir jou 'n wil gegee. En hy het vir jou die reg gegee om daai wil te volg of om dit neer te lê. Nou as jy bid, Here, laat u wil geskied, dan stel jy jou wil ondergeskik aan sy wil. En hy sê, ek sal daai gebed beantwoord. Ek hoor dit. En hoe hy dit in elkeen van ons lewens doen, sal ons uitvind, partykeer vroeër, partykeer later, partykeer meer keer in jou lewe, partykeer minder keer. Maar ons moet by daai punt kom, waar ons net 'n eerlike reguit gebed met die Here praat en sê, Here, dis wat dit is, help my. Want hy het gesê, sonder my kan julle niks doen nie. En dis die waarheid. Dis die waarheid. Dis hoekom hy ons sê, vra my, ek sal vir julle gee wat julle wil hê. Nou ja, ek begin toe die woord te lees, en dan gaan ek werk toe in die oggend, of eers as ek by die ontbyttafel sit saam met my vrou, as sy probeer nog wakker word, dan begin ek vertel wat ek nou gisterand gelees het. Iets wat die Here vir my opgemaak het. Dan gaan ek werk toe, dan kry ek een van my kollegas en sê ek van, kyk wat die Here gisterand my gesê het, en ek begin te gee. Toe besef ek, nou eers gisterand toe ek aan dink, wanneer het die Here die brood vermeerder? Die brood is sy woord. Hy het dit vermeerder, toe dit begin gebreek word, en uitgedeel word. En soos uitgedeel word, is dit net vermeerder. En die Here het vir ons die saad gegee, want van daai koringkorrel word brood gebak, né? Nou ons is 'n hele paar koringkorrels hier vanoggend, en as ons fyn gemaal word, sal ons saam 'n broodjie kan bak. Maar die Here wil vir jou 'n oorvloed gee. Meer as wat jy eers kan dink. En dit is waar die eerste stap gaan kom. Ons moet vrug dra. Niemand anders gaan dit doen nie. Laurens kan hier kom preek, enigiemand kan hier kom preek, maar die wêreld het die brood van die Here nodig. En ons moet dit net begin breek. En as jy dit breek, gaan jy sien dit word nie meer en meer. En dit is wat die Here gedoen het. Hy het gesê, okay, ek sal die eerste een wees. Ek sal my saad laat val. Daar het koring gekom, daar het kom ons. So, dis al wat ek wil hê, ons moet vanoggend onthou. Ek wil nie nog verder veel praat nie. Ek wil hê dat elkeen van ons moet kom by die punt om te sê, Here, laat my saad in die grond val, sodat ek kan lewe voortbring. Nou, die aand toe die Here net voor hy gekruisig is, het hulle die laaste pas gehou. En ek dink aan die eerste Pasga wat gehou is vir die Jode net voor hulle uit die land van slawerny uit verlos is. En hulle voorberei en die Here het hulle spesifiek gesê, jy moet 'n lammetjie kry wat volmaak is. Okay? En hoekom 'n lammetjie? Het jy al ooit 'n lammetjie gesien? Het jy eintlik vasgehou? Dis die onskuldigste, mooiste dingetjie wat daar is. Nou, as gevolg van die voorbereiding wat die Jode moes deurgaan, het daai lammetjie vir 4 dae in die huis gebly. So ek dink aan die kinders. Hoe lief het hulle geword vir daai lammetjie? Jy wil daai lammetjie versorg. Die vader sê nee.
Julle gaan omslag. En julle gaan sy bloed vat en dit smeer aan die deurposte. Sodat ons 'n idee kan kry van wat die Vader deurgemaak het. Toe hy sy seun geoffer het. Dankie Vader. Here, so ons gaan nou hierdie weer die liggaam eet om daarmee te identifiseer. Ons gaan die bloed drink. Want ons sê Here, u bloed het ons skoon gewas. Dit het tot 'n slegte gewete van ons weggevat. Ons dink nie eens meer aan sonde nie. Die Here het dit so ver verwyder dat as ons nou Sondag, is dit so groot out of the blue, dat die Here het ons weggevat van die boom van kennis van goed en kwaad. Hy sê, in my liefde bedek 'n menigte van sondes in die wêreld, maar ons nou bly, het een sonde, en is dat hulle Jesus Christus se offer nie aangeneem het nie, en het hom nie aangeneem as die koning van die konings nie, en wil op eie geregtigheid staan. Die ander goed is, by the way, jy kan nie help nie, jy doen daai sonde, maar as jy met Jesus bely, en jy staan op die nuwe lewe, 'n nuwe korrel, en jy bring lewe, dan gaan hierdie woord vloei na die wêreld toe, om lewe te bring. So ek nooi julle nou, om te kom deelneem aan hierdie nagmaaltafel, om te sê, Here, hierdie offer wat U gegee het is volmaak. Ons vat dit as die prys wat ons loskoop uit sonde. En dieselfde die bloed wat ons neem. Ons het nie eens 'n slegte gewete nie. Ons is vry. Dankie. Dit gaan vorentoe kom, ja. Daar sy. Dankie Tim. Ons wil nie nooi vanoggend, stap sommer net hier na vore toe, kom neem 'n stukkie brood. Soos Tim gesê, die nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem, gebreek en gesê, eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek is. Net so ook die beker het hy gesê, dis my bloed wat vir julle gevloei het. Neem die beker, drink. En ek wil julle uitnooi vanoggend, al besoek jy vanoggend, dis nie die tafel van die gemeente nie, dis die Here se tafel. En kom gebruik hierdie nagmaal vanoggend. En wanneer jy dit vanoggend gebruik, dat daar net daai dankbaarheid teenoor hom sal vloei vanoggend. Maar ek wil jou ook uitdaag, dit wat Tim gesê het, breek die brood, deel dit. As jy vanoggend brood breek, en jy vat sommer dalk 'n stukkie brood, stap na iemand toe. Gaan breek brood met daai persoon, gaan deel sommer net met iemand ietsie, bid net saam met iemand. Kom ons doen ook dit wat Tim gaan gepraat het vanoggend. Maar ons wil u nooi vanoggend, kom deel aan hierdie nagmaal, gaan bedien iemand met hierdie nagmaal ook vanoggend. Ek gaan vra dat Walter gaan kom, hy gaan vir ons net 'n lied sing terwyl ons die nagmaal gebruik. Dankie Walter. Maar Vader, dankie vir hierdie besondere voorreg om by hierdie tafel vanoggend te sit. So dankie, Here. En dankie Vader dat ons vandag met vrymoedigheid in u teenwoordigheid kan kom staan. Skoon gewas, rein. En terwyl ons hierdie nagmaal gebruik, dat ons so bewus sal wees van die Gees wat in ons woon, bewus sal wees van u liefde vir ons. En dat ons die teenwoordigheid tasbaar sal beleef in ons lewens vanoggend. En ek dank u daarvoor, Vader. So dankie weer vir u onbeskryflike liefde en genade. Amen en amen. Kom ons staan, ek gaan u nooi, kom na vore, kom gebruik hierdie nagmaal saam vanoggend. Dankie.
Daar was 'n houtkruis. Ja, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek kom tot vir Dawid, voor die ark het hy gedans en juig, maar na die kruis van Jesus, hoe sal ons kan hande vou en zwijg, want er was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete in dans los volbreek, want er was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluit te raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daardie houtkruis raak, want daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. En daarom sal ek sing. En daarom sal ek sing. Baie dankie vir almal. Ons gaan net die diens nou sommer, ons gaan afsluit. Maar ek bid dat hierdie tafel by u sal bly die naweek. Jou sal herinner aan sy goedheid, sy guns en sy liefde. Ons gaan die Here ook net verheerlik met ons offergawes vanoggend. Wanneer ons vanoggend met hierdie offergawe, ons gee eintlik in reaksie op sy gee. En ek ervaar net, ek wil ook net deel van dit wat Christus voor gesterf het, is ook om
bonatuurlik voorsiening vir ons te bring. En ek bid dat die julle sal beleef hoe die Here in hierdie tyd wat die wêreld in angs ingaan, julle in vrede sal ingaan. Sy vrede sal beleef en dat julle sal kom stories vertel van hoe die Here op besondere wyse vir julle kom voorsien en deurbraak gee. En Vader, dankie dat ons vanoggend kan gee, maar ons gee vanoggend omdat U eerste gegee het. Ons kan vanoggend sê ons het U lief, want U het ons eerste lief gehad. Maar ek bid vanoggend, Here, dat U sal kom voorsien vir elke persoon wat hier sit. Bonatuurlik. Ver bo dit wat hulle kon dink of vra. En ontvang vanoggend hierdie offergawes wat ons net vir U gee. Ons gee vanoggend omdat ons U liefhet. Ons gee vanoggend uit dankbaarheid. Ontvang dit in Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie, duisende. Terwyl net die offergawe